werk wat die Heilige Gees in hierdie oggend begin het in jou lewe. Mag jy dit koester en mag dit veel vrug dra omdat dit ook in goeie grond geval het. Mag jy vashou aan die woord wat hy vir jou ook sal gee nou. En mag sy waarheid ryklik in ons harte leef. In Numeri 22 ontmoet ons 'n karakter met die naam van Biliam. Nou waarvoor is Biliam die bekendste? Praat 'n bietjie met my. Was jy sonnaskool toe gewees? Die donkie. Ja, dis die regte naam. Dis Biliam en sy donkie. So Biliam is eintlik 'n bietjie van 'n kontroversiële karakter in die Bybel. In hierdie opsig dat hy is in baie opsigte 'n ware profeet, want die Here luister na hom en hy luister ook na die Here en hy doen wat die Here vir hom sê. Maar in die ander hand is dit ook 'n profeet wat ons leer wat towerry doen en wat op die einde van die dag afvallig geword het en 'n paar ander goeie. So dis hierdie vreemde karakter eintlik. Maar ten spyte hiervan word Biliam 3 keer in die Nuwe Testament genoem. In 2 Petrus, in Judas en in Openbaring verwys hulle na die leer van Biliam of die verleiding van Biliam en ook die weg van Biliam. En so as dit belangrik is vir die Nuwe Testament om daaroor te praat en kennis te neem, dan dink ek dis ook vir my en vir jou belangrik om te weet, so wat is dan die weg van Biliam? Wat is sy leer? Wat is sy verleiding? Hoe werk hierdie storie? En ek hoop om jou 1 of 2 belangrike dele te wys. Ek dink ons klomp goed, dis 'n lang gedeelte wat 'n ou goedjies kan uithaal, maar ek wil so 'n bietjie infokus net op 1 of 2 goed en ek lees saam met jou net so vir die konteks van vers 5 tot 12 van Numeri 22. Daarop het hy, dit is nou Balak, hy het boodskappers gestuur na Biliam. So kom ek vertel net gou vir jou wat het gebeur. So Balak sien vir Israel. Israel het nou net die Amorite uitgesorteer en hulle kom uit Egipte uit. Hulle is nou besig om die volke te verower en hier kom hulle nou in Moab en die koning van Moab is Balak en hy sien moeilikheid. Israel gaan nou vir Moab ook vat. En so hy probeer dit nou voorkom. So daarom het hy boodskappers gestuur na Biliam. So dis nou sy antwoord. Die seun van Beor in Petor wat by die Efraat is, in die land van die kinders van sy volk, om hom te roep en te sê, kyk, daar het 'n volk uit Egipte getrek, kyk, hulle het oor die oppervlak van die land oordek en staan gelaar teenoor my. Kom dan tog nou, vervloek hierdie volk vir my, want hulle is magtiger as ek. Miskien sal ek onder hulle 'n slag kan slaan en hulle uit die land kan drywe, of uit die land kan verdrywe. Want ek weet, die een wat jy seën is geseënd en die een wat jy vervloek is vervloek. Toe het die oudstes van Moab en die oudstes van Midian gegaan en 'n waarsêersloon by hulle, by Biliam gekom en hom die woorde van Balak meegedeel. Daarop antwoord hy hulle, sê bly vannag hier oor, dan sal ek julle berig bring soos die Here aan my sê. Toe het die vorste van Moab by Biliam gebly. En God het na Biliam gekom en gesê, wie is hierdie manne daar by jou? En interessant, dat Biliam vra nie vir die Here en die Here vra vir Biliam. Wie is hierdie manne daar by jou? En Biliam het God geantwoord, Balak, die seun van Sepor, die koning van Moab, het laat weet. En dan vertel hy hom, kyk, daar het 'n volk uit Egipte getrek, hulle die oppervlak van die land oordek. Kom nou, vervloek hulle vir my, miskien sal ek hulle kan beveg en hulle verdrywe. En toe sê God aan Biliam, jy mag nie saam met hulle trek nie. Jy mag die volk nie vervloek, want hulle is geseënd. Die weg van Biliam. Ken jy die res van die storie? Die res van die storie gaan toe so. Biliam doen wat Biliam moet doen. Hy sê vir hulle, nee, julle moet liewerster gaan, die Here sê nee. En die koning van Moab vat toe nou nie nee vir 'n antwoord nie. Hy stuur nog meer, nog ryker, nog meer bekwame na Biliam. Hulle vra hom 'n tweede keer. En die tweede keer gaan Biliam en hy sê vir hulle, man, die Here het vir my gesê nee, maar bly maar net eers 'n bietjie hier. En so die eerste aspek van die weg van Biliam waar ek met jou wil praat, begin in vers 18 van Numeri 22. En ek gaan so 'n bietjie met jou gesels oor hierdie gevaar van die dubbelhartigheid wat ons by Biliam sien. So hy sê in Numeri 22 vers 18, hy sê, toe antwoord Biliam en sê aan die dienaars van Balak, dis nou die tweede keer, al gee Balak my sy huis vol silwer en goud, ek kan die bevel van die Here my God nie oortree om iets klein of iets groot te doen nie.
En ietsie binne in my wil vir Biljam hande klap en sê, wonderlik Biljam, dis hoe dit moet wees. As die Here nie so gesê het nie, dan gaan ek nie doen nie. Wonderlik, né? Is dit nie great nie? En dan nou net vers 19. Maar dan, of ekskuus, hy sê, nou dan, bly julle tog ook vandag hier, dat ek mag weet wat die Here verder aan my sal sê. En nou moet ons met mekaar begin gesels, want hier is waar die dinge interessant raak. Biljam, wat 'n voorbeeld, vers 18, as die Here nie gesê het nie, kan ek nie doen nie, dit maak nie saak hoe groot die loon is nie. En dan so half asof hy sê, nou dat ek weet hoe groot die loon is, bly nog 'n bietjie hier, dat ek verder met die Here kan praat. Ja, daar's 'n gevaar. Daar's 'n gevaar, 'n waarskuwing in die weg van Biljam vir my en vir jou. 'n Geleentheid, 'n geweldige uitdaging, 'n potensiaal, 'n dubbelhartigheidspotensiaal, dat nadat die Here gesê het, ons net so bietjie verder met die Here wil praat. Ek wil vir jou sê, die weg van Biljam is die weg van dubbelhartigheid. Die weg van Biljam is wanneer die Here klaar gepraat het en die Here klaar gesê het, en ons graag 'n komma wil sit daar waar die Here 'n punt gesit het. Ons maar 'n maartjie wil byvoeg. Ons maar wil sê, maar bly maar 'n bietjie hier, dat ons nog 'n bietjie kyk. En dan wil ek nie sê jy moet ophou om met die Here te praat nie. Hou aan om met die Here te praat, maar in jou gesprek met die Here, moenie probeer om God se arm te draai nie. Jy hoef nie, wanneer die Here klaar gepraat het, weer met hom te gaan praat nie. Nou hoor mooi, ek sê nie, jy mag nie 'n tweede keer gaan bid nie. Ek sê, doen vanoggend 'n diep hartsondersoek en maak seker dat ek en jy nie miskien dalk dubbelhartig is nie. Mag ek jou herinner dat God se woord sê, sy oë deursoek die aarde, op soek na harte wat onverdeeld op hom gerig is. Mag ek jou gaan wys in Jakobus hoofstuk 4, 'n ontsettende belangrike versie, wanneer hy sê, nader tot God en hy sal tot julle nader. Dit wat ek vanoggend in my hart beleef, is so nabyheid van die Heilige Gees. En dit is wonderlik om dit te ervaar. Maar oor 'n paar minute van nou af, wanneer ons uit hierdie gebou uitstap, dan wil ek nie hê, jy moet teenoor die ou langs jou getuig, dat jy ver is van die Here af nie. En wanneer die oomblikke miskien kom, die oomblikke wat ek en jy dalk bietjie ver voel van die Here af, hoor hoe hy sê nader tot God en hy sal tot julle nader. Dis 'n belofte in sy woord. As God van tyd tot tyd ver voel van jou af, wil ek jou aanmoedig, nader tot hom. Maar hoe nader ek tot hom? Hy sê, reinig julle hande. En die gemeente sê, amen. Hy sê, julle sondaars, en suiwer julle harte, julle dubbelhartiges. En ek gee vir jou hierdie gedeelte, want ek wil hê dat jy sal hoor, dat daar is nog 'n stappie, na jou hande gereinig is. Hy sê, reinig jou hande, julle sondaars. Ons het in meeste gevalle hierdie een onder die knie, ek hoop dat in hierdie seisoen van jou lewe, sal jy verstaan, dat sonde in ons lewens, en God se teenwoordigheid in ons lewens, kan eenvoudig nie hande vat nie. Dit is onmoontlik. Daar is geen vermenging tussen lig en duisternis nie. Maar partykeer gebeur dit dan so, dat wanneer ek deur die genade en die krag van die Here oorwinning oor sonde gekry het, dan is dit so half asof ek voel, ek kan nou agteroor begin sit, totdat hierdie karretjie my vat na die plek toe, waar ek dan nou die tydelike met die ewige verwissel, en dan sit ek in die hemel. Ek is vanoggend hier om vir jou te sê, daar is meer. Daar is baie om te beleef. Daar is 'n plek om saam met Vader te wandel, 'n diep, intieme, naby plek, 'n plek wat ek en jy elke dag kan beleef, van die oggend wat jy jou oë oopmaak tot die aand wat jy gaan slaap. Jy kan hom enige tyd aanroep en sy teenwoordigheid en sy nabyheid beleef. Jy hoef nie net te wag tot op 'n Sondag nie.
Maar dit sal beteken dat ek en jy suiwer harte het. Dit sal beteken dat ek en jy sal weet, dat dubbelhartigheid is die weg van Bileam, waarteen ek en jy ook gewaarsku word, 3 maal in die Nuwe Testament. 3 maal word ek en jy gewaarsku, moenie die onregverdige loon lief hê nie, moenie dubbelhartigheid hê nie. Dit maak nie saak wat hierdie wêreld jou aanbied nie, of dit R1000 is, en of dit 10 miljoen rand is, sê nee dankie vir die onregverdige loon, want dit is die weg van Bileam, en kan God nie verheerlik nie. Nou, gelukkig vir Bileam, dankbaar teenoor die Here, maar sy gehoorsaamheid teenoor die Here keer hom, dat hy nie Israel vervloek nie. Nêrens nie, hulle het als probeer, altare gebou, Balak het sy hele beste gegee. Bileam het amper sy lewe gekos, nê. Kom ek vertel jou gou, so die tweede keer toe hierdie ouens kom, en hulle up the ante, en Bileam weer met die Here gaan praat, sê die Here vir hom, is alright, jy kan saam met hulle gaan. Maar in ons harte weet ons eintlik, hy moenie saam gaan nie. En hier is hoe ons weet, want dis op pad so, op sy donkie, wat die donkie vassteek. Dan vererg Bileam hom. Nou weet ek nie of hy verneder was, omdat sy donkie nou met hom lelik is hier voor die ander mense nie, ek weet nie. Maar hy slaat die donkie. En dan praat die donkie met hom en sê, vir wat slaan jy aan my? Can you imagine? Jy skree op jou hond en hy vra vir jou, op wie skree jy? En dan open die Here ook Bileam se oë en hy sien die engel van die Here en hoor wat getuig daai engel sê, dankie tog vir hierdie donkie wat gestop het, anders was jy nou dood. Die donkie wat praat, red Bileam se lewe. Maar Bileam gaan dan maar saam en hy doen al die travels deur. Hy sien al die mooi goed en hy word net nog en nog loon beloof. Nog en nog loon. Hy sal 'n skat ryk man. Kyk, as die koning van Moab jou ryk maak, dan maak hy jou properly ryk. Beter as om die lotto te wen. Maar ons lees in Openbaring iets baie belangrik. Bileam kon nie Israel vervloek nie. Maar Bileam leer Balak iets van die plan van die vyand wat hy tot vandag toe nog doen. Hier's wat Bileam Balak leer. Bileam sê vir Balak, luister hier, kan ek jou 'n geheim vertel? Ek hoef Israel nie te vervloek nie. Kom ek vertel jou 'n geheim? As Israel teen God sondig, dan gaan hulle self vervloek. So al wat jy moet doen, stuur die mooiste girls wat jy het, en laat hulle net daar gaan rondloop tussen die Israeliete. Hulle is hulle eie grootste vyand. Hulle gaan ongehoorsaam wees aan God, en dan gaan God hulle uitsort. Hoor wat sê hy? So, in Openbaring 2:14, is hy, maar ek het enkele dinge teen jou, dis die gemeente van Pergamus, aan wie hy hierdie skryf, dat daar mense is wat vashou aan die leer van Bileam, wat Balak geleer het, hier is wat hy hom geleer het, om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik afgodsoffers te eet, en te hoereer. En so wat hierdie vrouens sou doen in Israel, is hulle sal sê, nee, kom bietjie na ons gode toe ook. En so die storie van Balak en Bileam stop in Numeri 23, dink ek is die einde van dit. En dan die opskrif, hy stop in Numeri 24, die opskrif van Numeri 25 is, die Israeliete dryf hoerery en afgodery by Sittim. Kan ek jou gou die geestelike beginsel leer? Hierdie is ontsettend belangrik, want ons raak baie keer so vasgevang in die idee, dat mense net nie iets slegs oor my moet sê nie, want dan vervloek hulle my. Kan ek vir jou iets leer? Dit is baie belangrik. Dit is nog dieselfde vyand wat daai tyd gewerk het, werk nou nog. Iemand hoef jou nie te vervloek, of iets slegs oor jou uit te spreek nie. Deur jouself skuldig te maak aan sonde, bring ons God se regverdige wraak oor ons, en word ons die outeur van ons eie moeilikheid. Leer dit, dat die Bybel is die reine waarheid, Romeine 6:23, want die loon van die sonde is die dood.
Sê maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. So dis in Christus. So in Christus kry ek die oorwinning. Maar wat beteken dit om in Christus te wees? Dit beteken ek het gesterf vir my vleeslike liggaam en ek leef nou deur die Gees. Jy kan tog nie gesterf het in jou vleeslike liggaam as jy nog aanhou met die wêreld en sy sonde nie. Kan jy hoor? Kan jy sien hoe vang die vyand my en jou? Kan jy sien dat ek en jy kan 100 keer bid vir jou besigheid en dat die Here jou besigheid seën, maar as jy onregverdig besigheid doen, dan nooi jy die wraak van die Here in. Jy kan vir jou huwelik bid soveel soos wat jy wil, maar as jy nie 'n goddelike model in jou huwelik het nie, dan gee jy deur jou ongehoorsaamheid vir die vyand plek in jou huwelik. Vanoggend wil ek jou aanmoedig. Ontbloot die plan van die vyand. Moenie dat wanneer die versoeking jou pad langs kom en die versoeking trap en dan half viesrag wees omdat goed nie uitwerk nie. Staan vas, man van God, vrou van God. Staan vas, staan op vir geregtigheid. Staan vas. Moenie hierdie leuen van Biljam glo nie. Nou, kom ons by die deel van die woord wat my die opgewondenste maak. En dit is die seun van die Here en hoor wat getuig Biljam. En ek wil weer sê, Biljam was nie 'n valse profeet nie. Hy was 'n korrupte profeet, maar hy was nie vals nie. Hy sê Numeri 23:20 sê, kyk, ek het ontvang om te seën. Dit is nou Biljam. En hy het geseën. Dan kan ek dit nie keer nie. Ek weet nie of daar 'n beter plek is om amen te sê in die lewe nie. As God jou seën, kan niemand dit keer nie. Nou bly nou by my. Want ons moet nou hierdie goeie saam sien loop. Ek wil hê jy moet hoor. Weeg op die woorde van ander teenoor die woorde van God. Bly nou by my asseblief, ek het nodig. Hierdie moet in jou hart land vir eens en vir altyd. Laat nie toe dat jou hart ontstel word deur die woorde van mense, terwyl die woorde van God eintlik die een is wat waarde dra nie. Nou, as jy dit nog nie weet nie, en ek hoop nie ek bring vir jou nuwe nuus nie, maar daar's ouens wat baie sterk glo in bloedlynvloeke. Jy is welkom om by my te kom kuier as jy wil, maar kan ek jou gou iets wys van ons menslike ingesteldheid. Eksodus 20 sê die volgende, hy sê, en God sal hulle seën wat die Here liefhet tot in die hoeveelste geslag? 1000ste. En God sal die straf tot in die 3de geslag. Hoekom gaan krap ons vir allerhande vloeke tot in die 3de geslag, maar ons gaan soek nie vir God se seën tot in die 1000ste geslag nie? As God jou seën, wie sal hom keer? Ek wil hê dat jy moet weet dat jy waarlik vry is. As jy sukkel met bloedlynvloeke, wil ek jou aanmoedig om Esegiel 18 te gaan lees. Ek gaan dit weer vir jou sê, Esegiel hoofstuk 18, as dit iets is wat vir jou belangrik is, maak met my 'n koffie afspraak, jy kan vry wees. Ek waarborg jou, jy kan vry wees. As God jou seën, is jy geseënd. En geen mens, hoe korrup hulle ook al mag wees, kan iets daaroor sê nie. Mag ek jou herinner, in Spreuke 26 vers 2 sê hy dit, hy sê, soos die voeltjie wegfladder, soos die swaaltjie wegvlieg, so is 'n vervloeking sonder oorsaak, dit kom nie uit nie. Ek sien toe, terwyl ek voorberei het, 'n menigte van mense vir wie ek vanoggend sal bedien, wat dink dat jy's vasgevang in 'n vloek, omdat iemand iewers eendag iets oor jou gesê het. Moenie daarin vasgevang wees nie. Moenie die oorsaak wees nie. Nou, dis krities belangrik, dat ek en jy sal oplet, oor hoe ek en jy wel praat. Want dit is baie duidelik, dat lewe en dood is in die mag van die tong, en dan sê hy, en hy, wie dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet.
So nou het iemand gekom, nou het hulle gepraat. Nou het hulle gesê, jy kan maar jou nuwe besigheid begin, daai besigheid gaan dit nooit maak nie. En nou kom die swaar tye, en nou dink jy, dis as gevolg van daai woorde. Maar nou wat gebeur is, nou sê jy, ek gaan dit nie maak nie, want iemand het gesê ek gaan dit nie maak nie. En kan jy sien wat gebeur nou? Nou gee jy deur jou eie woorde krag aan iets wat eintlik nie krag gehad het nie. Jy spreek dit oor jouself. Kan ons weer in die gewoonte kom om seën oor onsself te spreek en oor ons kinders te spreek? Kan ons weer op die plek kom waar ons seën oor ons land spreek ten spyte van die absolute chaos wat daar in die gang is? Praat reg. Dis krities belangrik vir jou om reg te praat. Nou ek het julle nou lekker stil gepreek. Hier is my laaste beginsel en ek wil jy met die aan vashou. Johannes 1:5 sê die volgende. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Jy moet asseblief nooit, maar nooit redeneer dat 'n bietjie duisternis kan baie lig oorweldig nie. 'n bietjie lig oorweldig die duisternis. Redeneer asseblief gesond. Hou vas aan die waarheid. Ek en jy, wanneer ons in Christus is ons ook geseëndes van die Here en ontvang ons ook sy seën. Maar dis krities belangrik, en nou gaan ek begin reverse, dis uiters belangrik, liewe kind van God, dat jy die plan van die vyand sal ontbloot in jou lewe, en jy sal sien, dat daar die sonde wat jy moontlik nog koester, eintlik maar net verwoesting is, dis nog altyd sy plan, dis nog steeds sy plan, die versoeking wat jou pad langs kom, dit is nog steeds sy plan, en so hoe voorkom ek dit? Ek voorkom dit deur my hart te verloor op Christus, en hoor wat het Dawid gebid in Psalm 51 vers 12, hy sê, skep vir my 'n rein hart, o God. Gee opnuut in my binneste 'n vaste gees. Wat is die antwoord vir die weg van Biliam? Wat is die teenvoeter, die beste antidote? Bid gereeld, Psalm 51 vers 12. Gee my 'n rein hart, 'n vaste binneste. Weet jy wat is 'n vaste binneste? Dis 'n binneste wat nie beweeg op elke nuwe stukkie inligting wat jy kry nie. 'n Binneste wat beweeg is Biliam se binneste. Hoe groter die loon, hoe nader wou hy aan Balak kom. Prys die Here, hy het vasgestaan op die einde. Dankie tog daarvoor. Maar moenie wanneer jy dit hoor, kan ek 'n maklike voorbeeld gee. Jy ontmoet iemand vir die eerste keer, kraakvars, jy het hulle nog nooit ontmoet nie. Ek het nou baie van dit beleef die laaste tyd, nê. Hy is baie nice. En dan is daar 'n gesonde gesprek en julle kuier lekker en dan gaan jy so 2 weke later of 'n week later en iemand anders sê vir jou, nee maar luister, het jy al hierdie ou ontmoet? Sê ja, sê ag ek en hulle, ons kom glad nie oor die weg nie. Dan begin wonder jy maar hoekom. En sê ja nee, en hulle het so en so gemaak. En dan begin jou hart verander. En ek praat nou nie van myself nie, nê. Gee my 'n vaste binneste, dat ek almal sal lief hê op grond van die liefde wat God in my hart ingestort het. Gee my 'n vaste binneste, dat ek mense sal hanteer met respek, irrelevant van hoe ek weet hoeveel geld hulle het of hoeveel hulle nie het nie. Gee my 'n vaste binneste, dat ek sal weet, irrelevant van wat mense van my sê. Gee my 'n vaste binneste, dat ek sal lief hê. Gee my 'n rein hart, o God, dat ek nie die weg van Biliam sal loop nie, dat ek nie dubbelhartig sal wees nie, dat ek nie goed sal sê wat ek nie doen nie, want Biliam het dan nou uit die aard van die saak, hy het gesê, luister die Here het gesê, dit maak nie saak nie, ek kan nie saam met julle gaan nie. Maar toe sê hy, plaas stop hy net daar man, plaas hy net punt. Hy sê nee, maar bly julle maar net nog 'n bietjie, ek gaan nog so 'n bietjie by die Here gaan hoor, miskien kan ek iets sê. Kerk, wil jy nie vanoggend saam met my kies nie? Wil jy nie vanoggend sê, Vader, skep in my 'n rein hart. 'n Rein hart. 'n
kan vashou nie. Sluit net jou oë saam met my vir 'n oomblik. Vader, ons as Numa gemeente, ons let op die weg van Biljam. En soos U ons gewaarsku het, wil ons onsself herinner dat ons nie dubbelhartig moet wees nie. Vader, ek wil nou bid dat U in elke een van ons se harte sal wys en ontbloot die areas in ons lewe wat nog nie ten volle oorgegee is aan U nie. Vader, help ons om te sien. Help ons om te sien. Waar is my hart nie rein nie? Heer, help my om te sien waar is ek nog die belangrikste persoon in my lewe, sodat ek kan oorgee. Skep in my 'n rein hart, o Heer. Gee in my 'n vaste binneste. Here, mag ons nie deur die storms van hierdie lewe, of dit is die woorde van ander, of dit is bekommernis, mag ons nie deur die storms van hierdie lewe heen en weer gewaai word nie, maar mag ons vashou aan wie U is. Ons het U so lief. Vader, op grond van U woord, wat sê dat wanneer ons tot U nader, sal U ook tot ons nader. Bid ek dat die nabyheid van U Heilige Gees in die oomblikke, wanneer dit nodig is, ook aan ons sal openbaar, waar is ons harte nie rein nie. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen.